Hallo daar, welkom by die week se kort inspirasie storie. Dit is vir my 'n voorreg om met jou te gesels. Dankie vir jou tyd. Ek wil met jou 'n storie deel, die varkhok storie. Kan daar iets goed uit 'n varkhok kom? Goeie vraag. Ek hoor jy dink sommer al klaar aan Spurs se varkribbetjies, né? Haha, maar in daai hok of kamp waar die vark gehou word, is daar modder, die stank. Nie 'n plek waar jy wil wees nie, né? Nie eers as jy self in die bollie is nie, hoor. Jy wil nie self daar wees nie. Of hoe sien jy dit? In jou gedagtes, die prentjie. Jy het nou net jou neus opgetrek vir dit. Hoekom? Want jy wil nie daar wees nie. Maar die verlore seun het homself bevind in die varkhok, die laagste plek waar 'n Joodse seun hom kan bevind, en is tussen die varke. In sy lewe het daar 'n paar goed aanleiding gegee tot waar hy beland het. Sekere besluite, die keuses, verkeerde vriende, invloed. Hy het sy vader se huis verlaat, gedink hy weet beter, soos ek en jy baie keer ook beter dink. Aan die begin was dinge baie lekker natuurlik. Jy weet, hy het mos die helfte van sy erfporsie gehad. Kyk, daar was daarom mos lekker gebraai, lekker gekuier. Somme vinnig, terwyl al die geld hardloop, nuwe vriende gemaak en tot die geld op was. Nee, is waar die moeilikheid begin. En toe, waar beland hy? In haar einste varkhok. En selfs die varke was beter af as hy. Hulle het kos gehad en hy het niks gehad. Vat gou so 'n oomblik om te bepeins oor hierdie storie. Jy weet, jy mag dalk op pad wees na die varkhok, of jy bevind jouself dalk al reeds daar. Jou eie keuses in die lewe het jou daar tussen die varke gekry. Moedeloos, uitgeskuif. Waar is jou ware vriende dan nou? Voel niemand gee om nie. Alles het net te veel geraak. Maar ek het vir jou goeie nuus. Daar is 'n uitkomkans. Die verlore seun kon ook maar net so lank tussen die varke bly. En hy het tot sy sinne gekom en natuurlik self die besluit gemaak om terug te gaan na die plek waar hy geliefd was, kos gehad het, 'n dak oor sy kop, 'n familie wat vir hom omgee. Jy sien, hy moes daar tussen die varke tot die besluit kom om sy eie trots van al sy foute, want die erfgeld is weg, in sy sak te steek en die besluit maak om terug te keer. Hy het besluit om maar op te staan, uit te kruip, om af te skud, om reg te trek en na sy pa se huis te gaan. Want hierdie varkhok is nie my huis nie. Miskien is dit tyd dat jy vandag daai besluit moet maak. Jou trots in jou sak steek, jou arm uitsteek en die Vader vra of jy kan huis toe kom. Want is natuurlik plek vir jou. Ek wil jou aanmoedig, bemoedig. Jy het 'n kans om weer te begin. Die ou dinge is verby. Kyk, alles het nuut geword. Met God is alles moontlik. Nader tot hom, steek jou hand uit en hy sal tot jou nader. Kom nou. Ek weet jy wil. Jy kan dit doen. Vat die eerste stap. Dankie dat jy geluister het. Waardeer dit. Stuur dit vir iemand. Deel dit op Twitter of op Facebook. Dit mag dalk net iemand se lewe verander. Vat die kans. Tot 'n volgende keer. Mooi bly.